Koffie koop is deesdae 'n kuns. Die koffierakke is nou galerye, maar dis kunswerke wat selfs die middelklas persoon kan koop, besit en kan geniet. Jy kan nou die koffie van jou keuse deur 'n duur ingevoerde toestel stuur, dit in jou eie mokkapot laat borrel, of sommer dit net in die plungerkan laat trek. As die koffiearoma, dis nou as koffie jou ding is, jou neus wakker maak, is daar gewaarwordings wat in jou brein kom aanmeld. Jy mag jou verbeel, die nederige kombuisie verander in die wonderlikste straatkafeetjie in Italië. Jy sien die fonteintjies en jy hoor hoe die Italianers passievol rondtrippel. Jy voel jy word verstaan. Daar is iets warms waaraan jy kan vashou en proe. Jy's diep getroos deur boeretroos. Natuurlik kan jy jou ook verbeel, jy sit iewers in die wildtuin rondom 'n vuurtjie wat knetter en die koffieketeltjie bewe van opwinding. Die ouer garde mag dalk vir ouma onthou wat haar koffiebone met suiker in die oond gebak het, dit daarna in 'n sakkie gegooi het en dit in die spens gebêre het, sodat sy altyd vars bone kon hê, wat sy met 'n handslinger kon maal. Koffiepryse begin nou peperduur raak, want die gepepel het agtergekom, dit is bitter lekker. Koffiebone word ingevoer uit alle oorde. Die grootste koffieprodusent skyn Brasilië te wees, met Vietnam en Kolombia in die tweede en derde plekke onderskeidelik. Daar is soveel koffieversnitte, dat mense mond kan oopval van verbasing, om nie eers van die geurmiddels wat party koffiemaatskappye byvoeg te praat nie. Deesdae se koffiewinkels kompeteer nogal met die kerke. Dit is nie meer net koffiewinkels nie. Ek wil hulle kathedrale noem, want jy kan net doodeenvoudig nie onaangeraak daar uitstap nie. Jy wil ingaan, jou koppie koffie bestel waarop jou eie naam pryk, en dan wil jy gaan sit en gewyd jou koffie drink en net aan mooi dinge dink. Natuurlik is jy vol moed as jy na jou bepeinsing daar uitstap, want die kafeïne maak jou onstuitbaar. Ons sal dalk nou minder die koffiekathedrale kan besoek, maar ons kan dieselfde genot op ons eie stoepie geniet. Of jy nou jou koffie met 'n mes wil kan sny, of jy daarvan flou hou, moenie die koffieprys toelaat om die moer in jou koffie te wees nie. Want die ervaring is elke sent werd. Definitief goedkoper as 'n afspraak by 'n kopdokter.